Baie dankie, ons lees dan vanaand saam uit Hebreërs, die 11de hoofstuk en wel van vers 8 tot 22. So 'n bietjie oorvleelend met vanmôre se skriflesing, maar ek dink nie dis 'n probleem nie. Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak, Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle dit uit die verte gesien, en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer. Aan wie is gesê, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy dan, verskoon tog, daar het hy hom ook, om so te sê, terug ontvang. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Tot daar lees ons dan in hierdie aand saam uit die wonderlike, heerlike, onfeilbare woord van God. Nou ja, ons kyk steeds na die tema geloof in aksie, en ons het vanmôre stil gestaan by Abel, 'n geloof wat waarlik aanbid, by Henog, geloof wat God behaag, en by Noag, geloof wat arbei, geloof wat werk. En ons gaan probeer om vanaand by so 6 van hierdie persone verder stil te staan. Ons kom dan by Abraham, en sonder verdere omhaal van woorde, ek het nou baie gedink, hoe moet ek hierdie punt bewoord? Hoe moet ek hom formuleer? En dan dink ek nou vanmiddag daar in my studeerkamer, Dominee Woodford, hulle staan nou onder beroep. En sê nou, hulle sit hier en ek preek nou 'n geloof wat trek. Dan kan hulle dalk verkeerd hoor, maar ek glo nie in hom dat hy dit sal doen nie. Dat hy so sal luister nie, dis nou sommer net in ligte lym. Maar uiteindelik het ek hierdie punt geformuleer, Abraham, geloof wat trek, wat blindelings eintlik trek. En ons lees daar in vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.
Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en hy het in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van die belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Nou daardie eerste woorde, deur die geloof, het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek. Tot op daardie punt van sy lewe het hy gewoon in Ur van die Galdeërs, en ek onthou een van my klasmaats, toe ons aan die einde van ons 5de jaar voor die eksamenkommissie verskyn, en eintlik as jy voor die eksamenkommissie verskyn, dan vergeet jy alles wat jy geleer het, want jy is so op jou senuwees, en een van die eksaminators het aan hom gevra, wat weet jy van Ur van die Galdeërs? En hy het geantwoord, hy kan onthou, dit is iemand se oupa, maar hy kan nie onthou wie se oupa nie. So, dit is wat by die eksamenkommissie met jou gebeur. Ur van die Galdeërs is die plek waar Abraham gewoon het. So, studente, julle moet maar kennis neem, daar kom sulke vrae na mens toe. En tot op daardie punt, het hy God nie geken nie, en toe het God aan hom verskyn, met hom 'n verbond kom sluit, en ook aan hom 'n opdrag gegee. Trek weg. Weg van jou familie, weg van al jou bekendes, weg van jou land wat jy ken, waar jy nou woon en waar jy gelukkig is, na 'n plek wat ek jou sal aantoon, 'n plek wat ek vir jou sal wys. En dis vir my so wonderlik om hierdie woorde te lees, en hy het in geloof gehoorsaam weggetrek. Nou, die Here het vir hom beloof, hy sal hierdie land aan hom as 'n besitting gee. Daar het hy gewoon, ook met sy seuns het ons gelees, die plek van die belofte. En ons weet hoe dat hulle uiteindelik met Josef wat Egipte toe is, ook as volk uit daardie land uit weg is, Egipte land toe, en vir 'n tyd lank daar gewoon het, en ook daar slawe geword het. So daar was 'n lang pad wat die Here met hierdie mense geloop het, maar die belofte is gemaak, en Abraham het die belofte geglo. Hy het onmiddellik gereageer op die roepstem van God, die opdrag wat die Here aan hom gegee het, sonder om die eindbestemming te ken, sonder om te weet waarheen is hy op pad, het hy 'n lewe van tydelikheid en ongemak omhels, om aan God gehoorsaam te wees. Nou, ek weet dat die sogenaamde emerging church, met al die ouens wat nou daar predikers is, een van hulle het op 'n stadium, hulle het ook mos nou nie preke nie, hulle het noemas, en wat op die aarde 'n noema is, sal net hulle weet, ek het geen idee nie. Maar dis meer 'n geselsie as wat dit 'n preek is. En een van hulle het gesê, dis nou Rob Bell, by geleentheid, ja, dit was vir Abraham eintlik baie maklik gewees om sy seun te offer, want die heidense gode het dit altyd van hulle verwag. So toe die God van Israel dit nou van hom verwag, toe was dit vir hom baie maklik. Ek stem hoegenaamd nie daarmee saam nie. En nou ja, Abraham het uit 'n heidense agtergrond gekom. Die God van die Bybel het aan hom verskyn, met hom 'n verbond gesluit, aan hom beloftes gegee, vir hom gesê, ek gaan jou groot nageslag gee, uit jou gaan daar, en Sarah gaan daar 'n seun gebore word. Ons kom nou by daai punt, maar jy moet wegtrek. Jy moet alles los wat vir jou bekend is, en jy moet gaan na 'n plek wat ek jou sal aantoon. En hoeveel van kan ons die vanaand ook by Abraham kom leer nie? Jy weet, die Here kom lê sy hand op 'n mens se lewe. Hy roep jou sendingveld toe, hy roep jou tot voltydse diens. Hy roep jou om betrokke te raak by evangelisasie of 'n ander bediening in die gemeente. En dan moet 'n mens net soos Abraham nie huiwer nie. En jy moet dadelik aan die Here gehoorsaam wees vir dit waartoe hy jou roep. En onthou, die Here gaan nie ons almal roep vir dieselfde ding nie.
Hy het 'n plan met elke mens individueel. En moet ons dan vanaand net hier by Abraham kom leer, al weet ek nie wat die toekoms vir my inhou in die wil van God nie, al weet ek nie waarheen die Here my oral gaan lei nie, ek dink toe ons klaarmaak by die kweekskool, ek het geen idee gehad met wat se paaie die Here alles met ons gaan loop, Oos-London toe, Mosselbaai toe, Wonderboom toe, kweekskool toe, Rietfontein toe en uiteindelik hier in Pretoria Oos. Maar wat ek vanaand vir u kan sê, is om in die wil van God te wees, is die beste plek op aarde. Daar's geen beter plek as in die wil van die Here. Dit maak nie saak waar dit is nie. Al is dit op die mees afgeleë eiland, al is dit in 'n ver land, ver van jou familie en jou vriende af, om in die wil van die Here te wees, en dit is wat ons vanaand by Abraham leer. So mens kan ook eintlik hierdie punt formuleer, Abraham geloof in die wil van God. Dit kan 'n mens ook seker rondom hierdie punt dan vanaand gesê het. En dit bring ons by Abraham se vroutjie, Sara. Geloof in die onmoontlike. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Is die kinders vanaand? Wie van julle weet, hoe oud was Sara toe haar seun Isak gebore is? Weet julle? OK. 90 jaar oud. Dit is nogal 'n redelike hoë ouderdom om 'n kind te kry. En deur die geloof het sy krag ontvang. Dan staan daar in vers 12, daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, met ander woorde 'n pa wat nie meer kon kinders hê nie. Sy tyd om kinders te hê was verby gewees. Kinders soos die sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. Ek dink ons ken almal die verhaal daar uit Genesis 18 baie goed, hoe dat Sara aanvanklik nie geloof gehad het om swanger te word nie, hoe sy eintlik gelag het oor die gedagte. Kan jy onthou toe die 3 engele daar aankom, vra hulle vir Abraham, hoekom lag jou vrou oor die belofte van God? Sy het gelag, en ek dink meeste mense op 90, as iemand vir hulle sê, jy gaan swanger word, gaan dieselfde reaksie hê as wat sy gehad het. Maar hoor nou mooi, toe die engel van die Here, wie's dit? Jesus Christus in die Ou Testament. Toe die engel van die Here aan haar verskyn, daar staan in Genesis 18 vers 13, hoor hierdie woorde, toe sê dis die engel wat praat, toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? En dan vers 14, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? En net daardie woorde, werk die geloof in Sara se hart, om te sê, maar ek glo God. Ek kan op 90 swanger raak, en 'n seun in die wêreld bring. So haar ongeloof verander in een oomblik in 'n vaste vertroue en 'n lewende verwagting dat sy 'n seun in die lewe sou bring. Dat God inderdaad die onmoontlike gaan doen, presies soos hy beloof het. Nou ja, soms moet ons ook as kinders van die Here in die tyd waarin ons lewe herinner word dat God die onmoontlike kan doen. Dit wat vir ons heeltemal onmoontlik lyk, tot vandag toe nog ja, doen die Here nog die onmoontlike, dat niks vir hom te moeilik is nie. Kan nie onthou verlede jaar, of net 'n bietjie langer terug as verlede jaar, was Adrian en Jolandi se familielid op die ouderdom van 16 hier in Sint-Touquet opgeneem met 'n geweldige groot kankergewas in sy keel.
en hy's geopereer, sy naam is Ryan, en die kankergewas was verwyder uit sy keel, en na die operasie was sy toestand kritiek, en het die dokters medies gesproke, menslik gesproke, hom 2 weke gegee. Daar's baie vir Ryan gebid, deur verskillende mense, op verskillende plekke. Ook ons hier het vir Ryan gebid. 2 weke het verbygegaan en die woensdagoggend, ek sal dit nooit vergeet nie, het Adrian vir my 'n boodskap gestuur en gesê ons het nou 'n boodskap van die hospitaal af gekry. Ryan is breindood verklaar. Hulle gaan nou die masjiene afskakel. En sy ouma vra of ek asseblief die begrafnis sal waarneem. Dit is wat gewoonlik gebeur as iemand breindood verklaar word. Ek onthou die oggend hier by die Silwer Jeug en die aand by die biduur, het ons net maar nog weer gebid en vir die Here gesê, Here, niks is by U onmoontlik nie. Ons hou steeds aan U vas. Dis nie ons wat wonderlik is nie, dit wil ek U verseker. Geen mens se gebed is regtig wonderlik nie. Dis eintlik maar baie gebrekkig. Vrydagoggend kry ek 'n oproep van Adrian. Dominee, die Here het vir Ryan aangeraak. Hy sit regop in sy bed. Hy's besig met arbeidsterapie. Hy's intussen ontslaan. Almal by Sint-Okeer slaan hulle hande saam oor die geval van Ryan. Dis medies, vergewe die woord, ongelooflik wat daar gebeur het. Maar presies dit wat die Here vir Sarah gesê het, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Geloof in die onmoontlike. En daarom is dit belangrik, en ons het ook woensdag aand en woensdagoggend by die Silwer Jeug en woensdag aand by die Bybelstudie, het ons dit behandel, hoe belangrik dit is. Wanneer ons in 'n krisis in ons lewens beland, en ons beland in 'n situasie waar dinge vir ons onmoontlik lyk, en dit lyk vir ons daar's geen uitkoms nie, om die Here te soek. Nie in die eerste plek genesing te soek nie, die Here te soek. As persoon, voor hom te buig, vir hom te sê, Here, ons het U nodig in hierdie tyd, ons hou vas aan U, ons soek U, Here. En wil U nie Uself aan ons kom openbaar nie, wil U nie Uself aan ons kom bekend maak nie. En hoe dikwels sien 'n mens dat God die onmoontlike kan doen. Dit wat menslik gesproke onmoontlik is. John, kan ek maar vertel. Hier sit ons geliefde broer John Jacobs. Toe ons hier intrek en ons leer hulle ken, toe sê hy vir my, sy vroutjie het Alzheimer's en sy's redelik ver gevorderd op die pad. Ons het saam gebid en uiteindelik het die toestand so versleg dat hulle haar moes opneem. Toe sy opgeneem word in die plek waar hulle haar gaan versorg, toe is daar 'n nuwe dokter wat na haar kyk en hy kyk na haar medikasie en hy sê, die medikasie is nie reg nie, kom ons verander die medikasie. En hulle die medikasie verander en die Here het sy vrou sodanig aangeraak, sy het glad nie Alzheimer's nie. Sy's terug by die huis, dit gaan goed, né? Wonderlik. Hy het sy vrou teruggekry. Is dit nie kosbaar nie? God kan die onmoontlike steeds vandag vir ons doen. Dan is daai pragtige verse 13 tot 16. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Want jy sien, die beloftes het in die verre toekoms gedui. As jy nou baie mooi lees oor die stad wat die Here eintlik beloof het, dan is dit dieselfde stad waarna ons vanaand nog uitsien. Wat nou nog nie ons deel geraak het nie, die nuwe Jerusalem. Maar hulle het in geloof gesterf, hulle het nie hulle geloof prysgegee nie. Hulle het nie aan die einde van hulle lewe op 'n plek gekom waar hulle gesê het, ag nee, wat, die Here het nou nog nie sy belofte nagekom nie, ek gaan nou maar my geloof in die Here versaak, ek gaan nie meer in die Here glo nie, want hy kom nie sy beloftes na nie.
Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet. Hulle het dit omhels. En het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. En dit is waar u en ek ook moet wees. Ons moet weet dat ons op hierdie aarde vreemdelinge en bywoners is. Ons is nie permanent hier nie. Ons is vir 'n kort oombliekie hier. En mag die Here ons getrou vind om in hierdie kort oombliekie, wat hy ons op aarde gun, hom met oorgawe en passie en wat ons ook al het te dien. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, van die Galdeërs, wat sê die woord? Dan sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar hulle het nie teruggekyk nie. Hulle het nie teruggegaan na toe nie. Hulle het die pad geloop wat die Here met hulle geloop het. Daar in Kanaan en toe later in Egipte en toe terug Kanaan toe. Hoe kosbaar en hoe wonderlik. Nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Hy het vir ons 'n stad berei. Is u vanaand vol verwagting oor hierdie stad wat in die hiernamaals ons deel gaan word, die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel op die nuwe aarde gaan neerdaal en waar ons die ewigheid saam met God gaan terug deurbring. Nou ja, ons het nou Abraham gehad, 'n geloof wat in gehoorsaamheid trek, wat die onbekende aandurf, kan 'n mens ook sê. Sara, geloof in die onmoontlike. En dan kom die Hebreërskrywer terug na Abraham toe. So, ons het nou 2 punte wat dieselfde is. Ons is weer terug by Abraham. En hier het ons 'n geloof wat die toets slaag. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, toe hy getoets is, Isak geoffer. Het jy mooi gehoor wat staan hier? Nie dat hy hom voorgenem het om Isak te offer nie. Nie dat hy gewillig was om dit te doen nie. Hier staan, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. In sy hart het hy dit reeds gedoen. Dis 'n afgehandelde saak in sy hart. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, dis aangaande Isak, het sy enige geborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. En nou hoor hierdie woorde, want Abraham het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. En onthou, in Abraham se tyd het God nog niemand uit die dood opgewek nie. Abraham het nog nooit so iets gesien en aanskou nie, maar hy het dit geglo. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. So met ander woorde, dit is asof Abraham Isak uit die dood uit terug ontvang het. Hoe wonderlik, hoe kosbaar, dat Abraham bereid was om sy seun aan die Here terug te gee, om sy kosbare seun in wie hy 'n belofte gehad het. In hierdie seun sal ek jou nageslag seën. En op daardie stadium was Isak nog nie getroud nie, daar was nog nie kinders nie. So daar was nog nie sprake van 'n nageslag nie. 'n Mens kan jou nie iets moeiliker indink, 'n moeiliker toets om te slaag as juis hierdie toets. Vir jare lank maak God 'n belofte aan Abraham. Ek gaan jou nageslag ryklik seën. Op 'n kol kyk Abraham en Sara vir mekaar en sê, "Joef, ons sal moet 'n plan maak." En Sara sê, "Nee, maar jy moet maar by Hagar, die slavin, moet jy maar 'n kind hê. En Ismael word gebore." En die Here sê, "Nee, dis 'n fout. Dit was nie die bedoeling nie. Deur Isak wil ek jou nageslag. Deur Sara wil ek jou nageslag seën. Isak moet gebore word." En uiteindelik na baie jare, en ek wil amper sê bloed, sweet en die onmoontlike wat moontlik moet word,
seën die Here Abraham en Sara en hy gee vir hulle hierdie pragtige seun Isak. En nou sê die Here, vat jou seun, die een wat jy liefhet, die een oor wie al die beloftes gemaak is, gaan na die berg, gaan offer hom vir my as 'n brandoffer. Ons is nie 100% seker hoe oud Isak was nie. Een ding weet ons, hy moes al groot gewees het, want hy het die hout gedra. En as hy 'n klein seentjie was, dan sou dit moeilik gewees het om die bondel hout te dra. So, hy het al die hout gedra. Ons weet Sara was 90 jaar oud toe hy gebore is, Genesis 17 vers 17, en sy was 127 jaar oud toe sy gesterf het. Met ander woorde, Isak was 37 toe sy ma oorlede is. So iewers voor die ouderdom van 37 het dit plaasgevind dat Abraham hom moes gaan offer. Ek dink dit was vroeër as moontlik hier rondom 1520. Dis nou maar net skattinge wat 'n mens maak. Hy was nog nie getroud nie, hy het nog nie kinders gehad nie. Wat 'n toets. Ons lees in Genesis 22 vers 1, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Sou u met my saamstem dat die geloof wat Abraham hier getoon het absolute of bokant bo menslike redenasie uitgestyg. Dit het alle menslike logika oortref. Dit het absoluut die toets wat hy hier geslaag het, was 'n geweldige toets. Waarom? Omdat Abraham God intiem leer ken het. En geweet het wie God is. Wat in sy karakter is. En dat hy nooit sy beloftes breek nie, dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Al hierdie dinge het Abraham geweet aangaande die Here. Daarom het hy gesê, kom wat wil, die Here sal sy beloftes gestand doen. Al moet hy Isak uit die dood uit opwek en vir my teruggee. En wonderlike geloof wat die toets geslaag het. Soms bring die Here toetse oor ons lewens. Moeilike toetse. Toetse wat ons alleen moet slaag. Ek kan nie u toetse skryf nie en u kan nie my toetse skryf nie. En ons kan nie mekaar se toetse skryf nie. En wanneer daardie toets oor 'n mens se lewe kom, daardie geloofstoets, dan wil die Here hê dat ons soos 'n Abraham ons geloof in hom moet setel. En vir hom moet sê, Here, ek wil hierdie toets deurkom, ek wil hierdie toets slaag. Hoe moeilik dit ook al is, hoe onmoontlik dit ook al lyk, met u hulp, met u instaatstelling, kan ek. Dit bring ons by Isak, die 7de. Geloof in God se wil. Mense sou ook kon sê, geloof wat God se planne bo my eie planne stel. En kom ons praat 'n bietjie oor Isak. Daar staan in vers 20, deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Ons ken ook almal die verhaal van Jakob en Esau. Esau was die eersgeborene van die tweeling wat gebore is. Jakob het die aan sy hagskeen nou vas toe hulle gebore is. En Jakob was van kleins af, lyk dit vir my, moeilike mannetjie, so 'n bietjie bedrieg het, en soms 'n bietjie slings was, snaakse paadjies geloop het, dan nou oor Jakob praat. Esau was die sterk, bietjie harige, manlike seun, baie lief vir die veld, lief om sy pyl en boog te vat en te gaan jag en 'n bokkie te skiet en dan terug te kom en vir pa Isak lekker
kos te maak, lekker wildspastei of wat dit ook al mag wees. En Isak was reeds op hierdie stadium bejaard gewees. Ons lees in die woord dat sy sig al daarmee heen was, hy kon nie meer sien nie. En eendag toe roep hy vir Esau en hy sê, ag ou seun, wil jy nie bietjie veld toe gaan en 'n bokkie gaan skiet? En dan kom jy terug en dan maak jy vir my 'n lekker gereg, sodat ek jou kan seën voordat ek sterf. Dis hoe naby Isak aan sy sterfbed was. Rebekka, sy vrou het dit gehoor en sy het dadelik vir Jakob geroep en vir Jakob gesê, luister Boeta, nou moet ons planne maak. Ou Boet is veld toe, hy het nou gaan jag en hy is nou terug uit die veld uit met 'n bokkie en dan gaan pa hom seën en jy gaan die seën verbeur. En nou weet ons die plan wat hulle gemaak het en hulle het sommer 'n bokkie daar in die erf geslag en die gaar gemaak en hy het bokvelletjies aangetrek dat hy kan harig voel en hy het Esau se klere aangetrek dat hy kan ruik soos Esau. En uiteindelik het Isak hom geseën, denkende dit is nou Esau. En toe kom Esau terug en hy is woedend, want nou het sy broer sy seun gesteel, nadat hy sy eersgeboortereg gekoop het met sop. Maar nou wonder ek daarom, as jy bereid is om jou eersgeboortereg vir 'n pot sop te verkoop, dan moet jy of baie lief wees vir sop, of jy moet glad nie omgee oor jou eersgeboortereg nie. En ek dink dit was laasgenoemde. Esau was 'n ou wat nou, hy het eintlik maar gesê, ag wat, eersgeboortereg, wat's dit nou? Gee my daai sop, laat ons eet. En so het hy sy eersgeboortereg verkoop, en nou weet hy ook dat profeties, het die Here gesê, die oudste gaan die jongste dien. Dit gaan omdraai, dit was die Here se plan van die begin af, dit was die Here se wil van die begin af, en die Here het nou klomp dinge toegelaat, om uiteindelik sy plan in Jakob en Esau se lewens te verwesenlik. Maar wat die geloof van Isak merkwaardig maak, is dat Isak ook die stem van die Here gehoor het aangaande die twee seuns. En al was Isak ontstel toe hy uitvind, hy het nou Jakob geseën in steede van Esau, het hy nie die seën teruggetrek nie. Hy het Esau ook geseën. En ongelukkig vir Esau het Jakob toe nou die beste deel van die seën gekry, maar dit was soos die Here dit wou hê, dit was die Here se plan gewees. En net eenvoudig aangrypend, hoe dat Isak uiteindelik toe nou al twee seuns seën, en hier sien ons dat hy geloof gehad het in God se wil. En dat hy God se wil eerbiedig het en daarom gehou het by die seën. En daarom is dit ook vir u en vir my belangrik dat ons die wil van God sal soek in ons lewens. En oor die algemeen, wat is die wil van God? En dat ons dit sal najaag. En dat ons ook geloof sal hê, dat die wil van God is vir my die heel beste. Dit is hoe dit moet wees. Jakob, wat beteken bedrieër, né? Geloof wat goed eindig. Geloof wat goed eindig. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. So hoe het Jakob gesterf? Terwyl hy God aanbid het. Aanbiddende, kan 'n mens amper sê, het Jakob gesterf. Hy het goed geëindig. Geloof wat goed geëindig het. Nou ja, die Bybel vertel vir ons van baie dinge wat Jakob gedoen het, wat eintlik nie lekker was nie, wat verdag was. Hoe hy Esau bedrieg het, hoe hy sy eersgeboorte reg gekoop het, hoe daar in sy eie huis verdeeldheid was, die hantering van sy dogter Dina se verkrachting,
Die manier waarop hy eintlik, jy kan sien, deurgaans in vrees geleef het. Onthou jy hoe bang het hy geword toe hy en Esau mekaar nou na jare weer moes ontmoet. Toe is hy in vrees en hy stuur ouens vooruit en kyk tog net, gaan Esau my nie dalk doodmaak nie. So arme Jakob het 'n baie moeilike, wankelrige lewe gehad, tot daar by die Jabok, toe hy 'n ontmoeting met die lewende God het. En die engel van die Here hom op die heup slaan en sy heup uit potjie uitgaan en sy naam verander word na Israel. Nie meer die bedrieër nie, maar nou Israel, die prins van God. En hier aan die einde van sy lewe is die twee seuns van Josef, Efraim en Manasse, by hom om geseën te word. En dit is so interessant as jy lees dat Jakob het ook gelees wat die orde moet wees, hoe hierdie seun eintlik moet verloop. En so toe hulle seën, toe kruis hy sy hande. En hy seën hulle reg, soos dit die Here se wil is. En hy sterf in heerlikheid, ten spyte van Josef se protes. Ek lees in die week terwyl ek hierdie boodskap voorberei in een van my kommentare, C.H. Mackintosh, en ek het dit vir ons in Afrikaans vertaal, hoor net hoe mooi praat hy. Hy sê, die sluiting van Jakob se lewe staan in die mees aangename kontras met al die vorige tonele van sy veelbewoë geskiedenis. Dit laat 'n mens dink aan 'n rustige aand na 'n onstuimige dag. Die son wat gedurende die dag deur die wolke, nevels en die mis uit die oog verberg was, sak in majesteit en helderheid op die westelike horison, met sy pragtige strale verguld uit die westelike horison en hou die juigende vooruitsig van 'n helder môre in. So is dit met ons bejaarde aartsvader of patriarg. Die verdringing, die winskoopies soek, die lustigheid, die bestuur van dinge, die verskuiwing, die skuifel, die ongelowige en selfsugtige vrese, al daardie donker wolke van die sondige natuur blyk nou verby te wees. En hy kom na vore in al die kalme verhoging van geloof om seëninge te skenk en waardigheid oor te dra met heilige vernuf wat alleen moontlik is deur intieme gemeenskap met Jahwe. Pragtige stel. Die einde van Jakob was oorwinning. Deur die geloof het hy goed geëindig. Dit bring ons by die laaste punt vanaand, Josef, geloof wat perspektief behou, selfs in die moeilikste omstandighede. Vers 22, deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Ek wonder in die Bybelse geskiedenis of daar iemand is met 'n moeilike geskiedenis soos Josef. Jakob trek hom voor. Jakob maak vir hom 'n spesiale kleed. Broers het nie sulke mooi klere nie. Jakob maak geen geheim daarvan dat Josef sy witbroodjie is van die seuns nie. En dan droom Josef ook nog toe hy jonk was van die gerwe en die koeie en hoe sy broers nog voor hom gaan buig. Nou ek was 'n laatlam. Ek het 'n broer gehad wat 10 jaar en die ou boet was 13 jaar ouer as ek. Ek sal in my lewe nooit vir hulle gaan sê toe ek klein was, julle gaan nog eendag voor my buig. Want ek dink hulle sou vir my geboelie het dat ek nie weet hoe oud is ek nie. Maar Josef droom die drome en hy vertel vir hulle hoe hulle nog voor hom gaan buig. En dan weet ons hoe Jakob bekommerd is oor sy seuns in die veld en uiteindelik nou nie dink dat sy seuns in staat is om hulle broer as 'n slaaf te verkoop nie. En hoe dat hulle uiteindelik hom daar in die veld gevange neem, om in 'n put gooi, die kleed wat sy pa vir hom gemaak het, die mooi kleed
skeer hulle en maak dit vol bloed van bokke en gaan terug en sê vir sy pa, ons het nou hierdie kleed van Josef in die veld gekry, ons dink hy is deur wilde diere verskeer. Intussen is hulle slinks, hulle verkoop hom as 'n slaaf weg Egipte toe, né? Nou ja, daar in Egipte aangekom, het die jonge Josef opgang gemaak en hy het uiteindelik in Potifar se huis 'n baie belangrike posisie beklee. En dan kom Potifar se vrou en probeer hom verlei. Hy probeer wegvlug en sy beskuldig hom vals, dan beland hy in die gevangenis. Daar in die gevangenis weet ons van die bakker en die skinker en hulle drome en hoe hy dit uitlê. En uiteindelik tussen al die verskriklike stryd wat hy van kleins af eintlik deurgemaak het. Van daar wat hulle hom as 'n slaaf verkoop het, beland hy uiteindelik in Farao se paleis as eerste minister. Die hoogste posisie in Egipte land. En wanneer sy broers uiteindelik met hom weer kontak maak en hulle besef wie hy is, dan skrik hulle in 'n ander bloedgroep in, want nou het hulle moeilikheid. Hulle het nou Egipte toe gekom om te kom kos kry en nou is hulle broer een van die hoogste ouens in Egipte. Hy beklee 'n verskriklike hoë posisie. Wat sê Josef vir hulle in Genesis 50 vers 20? Hy sê, julle het wel kwaad teen my bedink. Ja, dit is so, dit is waar. Maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is. Om 'n groot volk in die lewe te hou. Terwille van julle lewe, terwille daarvan dat ons nie aan hongersnood moes doodgaan, dat die Here dit alles toegelaat het. Dit vra daarom 'n perspektief. Dit vra dat jy die saak sal sien soos God dit sien, soos hy dit beskik eintlik. En dat 'n mens nie te maklik as dit met jou baie moeilik gaan, perspektief moet verloor nie. Maar dat jy regtig moet fokus op die Here. En vir die Here moet sê, Here, daar's 'n rede waarom U toelaat dat ek deur hierdie noute in my lewe gaan op hierdie oomblik, hierdie toets, hierdie moeilike omstandighede. Al word jy vals beskuldig, al word jy onnodig vervolg. Josef se geheim is dat hy sy geloofsoë nie vir 'n oomblik van die Here afgehaal het nie. Hy is daar weg as 'n kind Egipte land toe met sy oë op die Here. Here, wat wil U bereik? Hoe gaan U hierdie twee drome verwesenlik? Want U het dit vir my gegee en hy het dit geweet. Hy het heeltyd geweet, die Here is besig om 'n groter doel deur sy omstandighede te bereik. Daarom kan hy aan die einde van sy lewe vir sy kinders sê, moenie bekommer nie my kinders. Ons is nou slawe in hierdie land. Of julle is nou hier, maar julle sal teruggaan na die land wat God aan ons voorvader Abraham beloof het. Dis daarom al wonderlik om geloof so in aksie te sien. Wonderlik om te ervaar uit die woord uit. Geloof is nie iets abstrak waaroor 'n mens maar net hoogstens kan praat nie. Maar geloof is iets wat jy kan uitleef. Dis hoekom die woord in vers 38 van hoofstuk 10 sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. En hier het ons nou al 9 voorbeelde van mense wat in die geloof gelewe het. En wat se impak dit op hulle lewens gehad het. Abraham, geloof wat blindelings trek as die Here sê trek. Blindelings doen as die Here sê doen. Sara, geloof in die onmoontlike. Wanneer ons in so 'n situasie kom en ons kom voor die onmoontlike te staan, dat ons sal vertrou op die Here. Here, U is vandag nog die God wat die onmoontlike doen. Abraham, geloof wat die toets slaag. As die Here sê, doen dit. Ek hoor van 'n gemeente op die Suidkus, wat vir jare lank 'n boufonds bymekaar maak. En op 'n kol hou hulle kerkraadsvergadering en hulle hoor van 'n buurgemeente wat dit baie, baie swaar het.
En hulle besluit, hulle gaan hulle hele boufonds wat hulle tot hier toe bymekaar gemaak het, gaan hulle nou vir daai gemeente gee, in gehoorsaamheid aan die Here. En toe seën die Here hulle na die tyd, met 'n pragtige gebou. Nou moet nou nie dink, ek probeer nou hier verkondig, kom ons gee ons gebou weg, dan gaan die Here ons 'n beter gebou gee nie. Die punt is, wees gehoorsaam aan die stem van die Here. As die Here iets op jou hart lê, en al lyk dit hoe moeilik, slaag die toets. Isak geloof in God se wil. Jakob geloof wat goed eindig. Josef geloof wat perspektief behou. En so gaan u en ek môre nog 'n week in. Uitdagings wat vir ons wag hierdie week. Werk wat ons moet doen, take wat ons moet afhandel, toetse wat ons moet slaag. Met perspektief wat soms wil verdof met die omstandighede om ons. En kom sê die Here vanaand vir u en vir my, ek is julle God. Ek het nie verander nie. Julle kan julle geloof in my stel. Ek is daar om te hoor en te verhoor. Mag die Here ons daartoe in staat stel. Amen. Baie dankie dierbare Here, dat ons uit hierdie wolk van getuies, geloofsgetuies, lesse kan leer, en ja, dat u op hierdie manier ook met ons praat, en ons wil vra Here, dat u ons ook sal help en in staat sal stel, om soos Henog met u te wandel, soos Abraham aan u gehoorsaam te wees, en soos al hierdie mense van wie ons vanaand gehoor het, uit die geloof te lewe. Ek wil nie sê eers dit is die moeite werd nie, want dan klink dit of dit moeite is om in u te glo. Dis net so wonderlik, Here, om u te hê as 'n rots, soos wat ons hierdie week in Psalm 73 ook geleer het by die Bybelstudie, dat al beswyk my vlees, en al wankel die aarde rondom my, die Here is my rots, en my deel tot in die ewigheid. Dankie daarvoor. Dankie dat ons u vanaand het as 'n rots wat nie kan wankel nie. Ons aanbid en ons eer u in Jesus se naam. Amen.